Goeienaand kosbares, wat 'n voorreg om vanaand hier op 16 Junie met julle te chat. Wow, lanklaas het ons bietjie gepraat. Julle dankie vir hierdie kosbare voorreg. Julle, waaroor praat ons vanaand? Wel, ek dink wonderwerke. Goeie nog 'n wonderwerke. Hoor jy nog van wonderwerke? Ervaar jy nog wonderwerke in die gees? Dan praat ek met mense en hulle sê, maar pastoor, ek bid en ek kry niks en ek vra en ek ontvang nie en ek is op my knie en ek bid en niks gebeur nie. Dan dink ek aan Jakobus 4 vers 3 wat sê dat julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. En ek dink, baie keer is dit ons geloof wat nie groot genoeg is nie. En sien die Here Jesus kom in Matteus 17 vers 20 en hy sê, het jy maar geloof soos 'n mosterdsaad? Ek dink nie jy verstaan heeltemal van 'n mosterdsaad nie. Dit vat so 350 tot 600 sade om 1 gram mosterdsaad te maak. So klein, sê God, as jou geloof so klein is, kan jy vir jou berg, jou omstandigheid, jou probleem sê, volg in Jesus naam. Ons lees in die Bybel van die begin af van wonderwerke. Dan sommer aan Moses en die see en dan Elia en die vuur en die hemel. En so kom Jesus in die Nuwe Testament. En in Matteus kom Jesus met die bergbreek en die kaas en hy voer omtrent 15.000 mense. Die woord sê eintlik 5.000 man sonder die vroue en die kinders. Met 5 broodjies, 2 visse. Dis mos mindboggling. Belater van tyd, stuur hy die Gees. In Handelinge 2 vers 41. Net deur Petrus se preek kom 3.000 siele tot bekeer. Dis mos, wow, wonderwerk. Goed wat ons lees. Dan sê jy maar, pastoor, ons lees dit. Het gebeur nie met ons as mens nie. Maar jy sien, ons pas dit nie toe. So ver terug as Jeremia 33 vers 3, wat sê, roep my aan, en ek sal antwoord, en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie kan weet nie. Maar jy moet my aan, sien ons mis daai deel. En Matteus, en Markus en Lukas sê, dat dit wat vir die mens onmoontlik is vir God moontlik. Neem ons dit ter harte. Sê ons verstaan. In Efesiërs 9, Efesiërs is dit 3 vers 20. Kom en hy sê, en aan hom wat mag het om te doen verder bo alles wat ons mag bid of dink volgens die krag wat in ons werk. So God sê dit is moontlik. Jesus sê dit is moontlik. Jesus het dit bewys. Ek dink aan Matteus 14, waar Jesus op die water. En ek dink, kom ons die bietjie gaan afwas. Ons moet die prentjie gaan kry. Dit is net na die bergpredikasie. Jesus sê, gaan,
aan die ander kant. Klim in die skyn, en kry jy daar. As Jesus sê, klim in, en kry jy daar, dan gaan dit so gebeur. Maak jy saak, want op hierdie pad gaan gebeur, en sal jy daar kry. En die woord sê, die manne, die apostels, was in 'n storm betrokke. Dan kom hy in vers 25, en hy sê, in die 4de nagmaak. Dat beteken 3 uur in die môre. So hierdie ons was hier omtrent al 9 ure in die storm op die see. Vrees, benauwdheid het hulle oorval. En vir julle wat nie weet nie, ek is 'n visserman, was 'n diepseeboot. En as daai storm op die see kom, die eerste ding wat jy doen, jy draai nie neus aan die golf. En jy hou vir hom daar. Want as hy so draai, is hy om. So die vrees in daai boot, was seker iets verskriklik. Man, wanneer vrees inkom, waar gaan hulle nog heen? Maar die hang er neer uit. En skielik sien hulle 'n gees op die water loop. Ek wil net in die prentjie kry. Dis golwe, dis branders, dis duinings. En hier kom Jesus tussen die duinings deurgestap. En hy sê, moenie vrees nie. Dis ek. En Petrus sê, Here, as dit U is, sê vir my, ek moet kom. En Jesus sê, Petrus, kom. Ek kan imagine wat op my boot gebeur het. Almal het om sy kant getrek en sê, sit en jy stupid, die boot gaan opval. Maar nee, Petrus klim uit. Hy klim uit, en dankie Heer. En sê, vat daai geloof, en hy loop op die water, na Jesus toe. Jy sien, dis die boldness wat ons moet hê. Ons moet nie bekommerd wees as Jesus vir ons net te ver weg is, dat ons nie die boot uit kan klim nie. Dat ons kan terugry na die boot toe nie, as Jesus te ver is. Nee. Ons moet met boldness bid. Ons moet opstaan en geloof en na Jesus toe stap. En sê Jesus, hier is my plek, hier is my berg, al wat ek, in Jesus se naam. Het jy nog geloof? Glo jy nog aan wonderwerk? Hoor jy nog wonderwerk? Ervaar jy nog wonderwerk? Kom ons bid saam. Ons ware Hemelvader wat te vooruit, om vanaand te besef dat U is die God van wonders. Daar waar het vir ons as mens onmoontlik lyk, ontoeganklik lyk, onbereikbaar lyk, dis waar U begin, Here. Waar ons kragte uitgeput is, opgewerk is, verpletterd lê, Here. Dis waar U begin. Dankie, Vader, vir die sekerheid, dat as ons roep, Here, U sal antwoord. As ons klop, Here, U sal oopmaak. As ons vra, Here, U sal gee. Dankie vir hierdie versekering. Sien elke woord wat U na luister. Elkeen wat wil ontvang, Here. Laat hom hoor. Laat hom hoor. In Jesus se mooi naam. Amen. Tot ons weer praat.